Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n iemand, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Omdat hulle die kennis, vers 29, omdat hulle die kennis, ek sê in hakies, insig en bo-natuurlike openbarings, gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie. Die Here, H-E-R-E. Hoekom ek die woord Here gebruik? Kyk nou hoe is dit geskryf in die 33 Afrikaanse Bybel. Die vrees van die Here nie verkies. Here is Jahwe. Want as jy gaan kyk na die woord Jahwe, hoofletters, almal hoofletters, 6923 keer in die Ou Testament, 127 keer in die Nuwe Testament. Jahwe, Jod, Elef, Hy, Vaf, Elef, Hy, alles hoofletters. Is dit nie wonderlik nie? Die woord Here is eers in die 13de eeu geskep as Lord, en dan later in die Afrikaans as Here. Omdat hulle die kennis, die insig en die bo-natuurlike openbarings gehaat en die vrees van Jahwe nie verkies het nie. Die vrees daar beteken nie om bang te wees nie. Die vrees om die nabyheid van Jahwe nie verkies het nie, sodat hy die koning van jou lewe kan wees, en hy op die troon van jou sielsdimensie kan sit. Vers 30, en my raad nie wou weet nie. Nou, dis wysheid wat hier praat, dis my daai klein m. My raad nie, hulle wou niks van Jahwe en Jahshua wees nie, want wie gee aan koning Salomo die wysheid? Vader Jahwe. Al my teregwysings verag het. Die woord roep uitdruklikheid. My seun, my dogter, verhard nie jou hart nie. Daarom sal hulle eet van die vrug wat van hulle wandel. Daarom sal hulle eet die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle eie bose planne. Kyk my hande, ek sê bose planne. Hulle versadig hulle self daarmee. Want hulle eie afkeurigheid maak die eenvoudiges dood. Want hulle eie afkeurigheid, hulle eie slimheid, hulle eie wiseheid. Ons gesê, twee soorte wise. Wise en otherwise. Nou ja, hier is die otherwise. Die ander ouens wat teenoorgesteld wil wees. Van die regterkant is die linkerkant. Want hulle eie afkeurigheid maak die eenvoudiges dood. Maak hulle dood. En hulle eie sorgloosheid rig die dwaase tot gronde. Moenie glo wat daai ouens sê nie, moenie eers daar luister nie. En weet jy wat sê die woord? Hulle eie sorgloosheid rig die dwaases te gronde. Eendag sal hulle sê, as ons maar net geweet het. As ons net geluister het. As ons net ons oor geneig het. As ons net ons gedagtes wou oopgemaak het. As ons net 'n bietjie van die tradisionele godsdiens sy teologie en leerstelling en dogma geaf, wou weggestap het. En kyk wat die woord gesê het. Dis die goed wat jou gaan laat verdrink eendag. Dis die goed wat jou die ewigheid gaan kos. Dis die goed wat die verskil maak, is om in die paradys te wees en om bruid te wees. Die mense in die paradys, as jy sê, hulle gaan bruidskamer, die bruid wat daar is, onthou die mense wat vandag sterf, wat bruid is, hulle gaan ook paradys toe. Maar daar gaan 'n tyd wees, wanneer hulle wie bruid is, wie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, in die naam van Jahshua, wat hulle in die paradyskamer het sal gaan, na 'n aantrekkamer, waar die bruid haar gaan aantrek. En dan kom sy saam met die bruidegom in die huwelikseremonie. Ai. En daarna, na die onthaal, dan gaan hulle na die honeymoon suite toe. Die ouens in die paradys, hulle gaan maar roomkoek eet en rooi koeldrank drink. Ek gee nou maar 'n aanhaling, né? Hulle gaan nie in die honeymoon suite in, waar die bruid en die bruidegom, hulle ontbloot aan mekaar nie. Nog nooit gehoor van 'n skoonma, skoonpa, wat saam met die bruid en bruidegom na die hotelkamer toe gaan, of die, kom ons noem dit in Engels, honeymoon suite, bruidskamer. Mooi woord net, Tannie. Bruidskamer, hulle gaan nie saam nie. Hy bly agter.
So die goed wat ek vir u deel, dit wat koning Salomo hierso sê, is jy besluit self. Is ek tevrede om by die onthaal agter te bly? Of is ek tevrede om in die bruidskamer in te gaan? Om meer en meer en meer te wil weet. Dit alles begin op die aarde. Hierso waar ons vandag is. Waar ons toerus in die geopenbaarde woord, soos wat Jahwe dit vir ons gee.